in die refreine nog so vars in ons oor. Kom ons raak stil en dan raak ons bewus van God se teenwoordigheid. En dan gaan ek vir ons voor in gebed en dan gaan ons voort met ons vergadering vanaand. So kom ons raak stil, ons raak bewus van God se teenwoordigheid en dan vra ons, soos al reeds wat hy ons seën, dat hy ook die seën sal voortsit. Almagtige God, Hemelse Vader, baie dankie dat ons ook vanaand so mag saam wees as gemeente. Baie dankie dat ons ook mag weet dat die grond waarop ons staan is heilige grond. En daarom wil ons maar die skoene van ons voete aftrek. Want ons is so bang dat ons verklap dit wat hy vir ons gee uit die genade. En daarom sê ons dankie. Dankie dat ons vanaand hier mag veilig voel. Dankie dat ons vanaand net onsself kan wees. Ja, Here, as ons praat oor dit wat ons harte en ons lewens raak, dat ons dit ook so aan mekaar kan oordra, dat U daardeur geëer en verheerlik kan word. Maar dankie dat ons ook vir U mag vra om deur die woord vanaand met ons te praat. Daarom wil ons vir U vra, Here, kom deur die Heilige Gees. Kom en maak ons ontvanklik vir die woord. 'n woord wat kan inkom, 'n woord wat kan ontkiem en 'n woord wat kan vrug dra, sodat ons 'n verskil kan maak hier waar U vir ons gebieding geplaas het. Kom dan nou, Here, verheerlik U self. Ons bid dit in U naam. Amen. Liefdes, ons skriflesing, ek sal ook sê, hy wil amper die hele Bybel op een hand deurlees, maar dit is so klompie gedeeltes, maar vanaand gaan oor die Gees inspireer. Die Gees inspireer. En dis moeilik om dit bytelmal net in een teksgedeelte vas te vat. En daarom het ons gaan begin by 1 Korintiërs 2, en daar gaan ons lees vanaf vers 6 tot vers 16, en dan 2 Korintiërs 2, 14 tot 17, 3, 1 tot 3, en dan 6, 15 tot 18, en 4, 1 tot 6. So kom ons begin by 1 Korintiërs 2, daarvan vers 6. Toch spreek ons wysheid onder die volwassenes, maar 'n wysheid nie van hierdie wêreld, of van hierdie wêreldse heersers wat vergaan nie. Maar ons spreek die wysheid van God, wat bestaan in verborgenheid, wat bedek was, en wat God van ewigheid af voorbeskik het, tot ons heerlikheid. Wat niemand van die heersers van hierdie wêreld geken het nie. Want as hulle dit geken het, sou hulle die Here van die heerlikheid nie gekruisig het nie. Maar soos geskrywe is, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van die mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat hom liefhet. Maar God het dit aan ons deur sy Gees openbaar. Want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. Want wie van die mense weet wat in 'n mens is, behalwe die Gees van die mens wat in hom is? So weet ek ook niemand wat in God is nie, behalwe die Gees van God. Ons het ewenwel nie die Gees van die wêreld ontvang nie, maar die Gees wat in God is, sodat ons kan weet wat God ons in genade geskenk het. Daarvan spreek ons ook. Nie met woorde wat die menslike wysheid leer nie, maar met dit wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge met geestelike verhoor. Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. Maar die geestelike mens beoordeel wel alle dinge, selfs egter word hy deur niemand beoordeel. Want wie het die sin van die Here geken, dat hy ons sou kon onderrig, maar ons het die sin van Christus. Die eerste gedeelte. Tweede gedeelte, 2 Korintiërs vanaf vers 2, vers 14, maar God sê dan, dat ons altyd kan triomfeer in Christus, en by die reën van sy kennis, deur ons vooral versprei. Want ons is 'n aangename geur van Christus, tot eer van God, onder die wat gered word, en onder die wat verlore word. Vir die laaste, 'n reuk van die dood tot die dood.
maar vir die eerste reek van lewe tot lewe. En wie is tot hierdie dinge bekom? Want ons is nie soos baie wat handel dryf met die woord van God nie, maar as opregtheid, maar as uit God, in die teenwoordigheid van God, spreek ons in Christus. In 2 Korintiërs 3, daarvan vers 1, begin ons weer om onsself aan te beveel, of is dit miskien so sommige aanbevelings of briewe nodig het, van julle of aan julle? Julle is ons brief, geskryf in ons hart, geken en gelees deur alle mense, omdat julle duidelike brief van Christus is, deur ons diens berei. Geskryf nie met ink nie, maar met die gees van die lewende God. Nie op kliptafels nie, maar op die vleestafels van die hart. Wat ons ook bekwaam gemaak het, as dienaars van die Nuwe Testament, nie van die letter nie, maar van die gees. Van die letter maak dood, maar die gees maak lewend. Ja, tot vandag toe. Wanneer Moses gelees word, het daar 'n bedekking oor hom. Maar wanneer hulle tot die Here bekeer is, word die bedekking weggeneem. Die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. En terwyl ons almal met onbedekte gesig, soos in 'n spieël die heerlikheid van God aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat Gees is. Dan ons laaste gedeelte, daarom aangesien ons hier bediening het, volgens die barmhartigheid wat ons ontvang het, gee ons nie moed op, maar ons het van die heimlike dinge, wat skandelik is, afstand gedoen, en ons wandel nie in die listiging of vervals die woord van God nie, maar die waarheid aan die lig te bring, beveel ons by hele menslike gewete voor God. Maar as ons evangelie dan nog bedek is dit bedek in die wat verloor gaan. Naamlik die ongelowiges in wie die God van hierdie wêreld die sin verblind, sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie so skyn nie. Want ons verkondig nie onsself nie, maar Jesus Christus as Here, en onsself as julle diensknegte om Jesus wil. Want God het gesê dat daar in die duisternis lig moet kom. Dit is hy wat in ons harte geskyn het om die verligting te bring van die kennis en die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus. Geliefdes, ekskuus vir die lang skriflesing, maar tot daar die woord van die Here. Gelukkig is ons as ons die woord elke dag lees en dit ook in ons daaglikse lewens toepas. As iemand vir die woord verkondiging vanaand die Gees inspireer. My broer en suster, hierdie jong mens, kinders, ek weet nie hoe dink julle oor Pinkster nie. Maar Pinkster is vir my 'n besonderse tyd. Dit is vir my daardie gemeente spanplaatjie. Daar waar ons so 'n bietjie op 'n anderste manier met mekaar praat. Nie van my die hoogte nie, maar ek wil ook sê op dieselfde vlak wat ons vir mekaar kan sê, die Here was vir ons goed. En die Here is elke dag goed. En hy sal ook môre goed wees, maar dit is vir my so 'n terugkyk. En dan dankbaar te wees met dit wat daar is. As God vir my opkyk, want die môre en die oormôre lê voor ons. Maar dan ook 'n vorentoe kyk om te weet dat God elkeen van ons begenadig en ons wil gebruik. Uit hierdie teks wat ons saam gelees het, is net vir my ongelooflik dat baie maal dink ons dat ons het dit om die woord van God te bring, maar dit lyk vir my dat word al meer bekend dat die evangelie moet eers in jou vat. Dan het jy reg iets om te sê. Laat my so dink aan die seël, as die Here vir hom sê, gaan sê vir die Israeliete iets. Dan sê hy moet ek mense kind, maar vat die Here om en dan sit hom maar neer en vir 7 dae seël hy sy mond, sodat hy nie moet kyk. Maar ek wonder partymal of ons nog geoefen is om te kyk. Dan sal ons weet wat om vir mekaar te sê. Kan ons vanaand die woorde van die 2:5:3 wat ons so met oorgawe sê, U het die brood gebreek eens vir die nie. Breek ook die lewensbrood vir my, ook Heer. Wil steeds die waarheid meer aan my ontvou, tot ook in U woord, my Heer ons God. U is die lewensbrood.
Hy roep vir my, U is die waarheid. Heer, U maak my vry. U beeld straal in die skrif so helder voor. U soek ek, Heer, U self, o lewende. En van daardie liedere wat vir ons regtig iets kom sê, wat ook in ons harte lewe. Dit gaan om niks anders as oor die Here self. Want dit is ook die doel van die woord. Nie 'n hele stukkie lewenlose teorie nie, oor 'n besondere mens nie, maar 'n lewende praktyk van 'n Here wat lewend maak. Ja, 'n Here wat op elke terrein van ons lewens betrokke is en met mense op weg. Ek het nou 'n bietjie gaan kyk oor inspireer. Wat sê dit vir ons? Nou sien ek die woordeboeke het 'n klomp dinge wat hulle sê. Hulle sê die inblaas van lewe. In die Ou Testament kry ons dit met die roog. As God die skepping het, dan blaas hy die lewe in. So dit gaan oor die inblaas van lewe. Nou het ek al baie maal gewonder of dit nie lekker sou kon gewees het. Weet, ons kinders, ek wil nie sê hulle maak droog nie, maar ons kinders maak soms foute, dan dink ek so vir myself, kan ek nie net by hulle oor inklim, en net so 'n bietjie van die ding werk doen nie. En dan besef vir mense, maar ek kan nie. Maar hier sit vir my iets daarvan, God kan doen. En daarom die inblaas van lewe, iets laat sien. Dit is nogal iets wat ek dink nogal deesdae met ons jong mense aan die gang is, iets laat sien. Ek kyk en ek sien, ek wil op sê ek droom, maar in hierdie droom moet ek dit wat ek droom moet ek eintlik al sien. Een van ons ouer broers wat saam met ons in die kapelaansdiens was destyds by die Jan Oortal, hy het altyd vir ons sê, julle moet pas op vir die dag, as julle droom julle preek en julle word wakker, en julle preek reg. En daarom as ek iets van hierdie iets sien, dan gaan dit vir my daaroor, dit wat ek dink, ek moet dit eintlik al kan sien. As 'n mens die Bybel lees, dan staan daar ook vir ons, bid, en sê, dan dankie asof jy dit al reeds ontvang het. Nou, praat ek en Karen, nou die oggend net so, nou sê ek, dit is eintlik 'n verantwoordelikheid, om vir jou te sê, hoorie, ek kan nie maar net met God kommunikeer en dit nie ernstig opneem. Want as ek ons nou bid, Here, wees met my, sodat ek kan gaan vrede maak met hom of haar, met wie ek het bespied. Nou as ek bid en ek beleef dit al asof dit gebeur het, dan gaan ek ons met 'n gesindheid van vrede maak. Ek gaan nie met daai gesindheid, ek weet nie vandag met ons kinders op skool of julle nog dinge uitsorteer nie, maar ek onthou in ons tyd, toe ons op skool was, as jy nou ou so 'n bietjie dispute, dan het ou so 'n lyn in die grond getrek. En dan het jy hom so geslaan op die skouer en sê, daar's jou cash, en dan beteken dit die fight is aan. Ek weet nie of dit vandag nog gebeur nie, maar ek wil amper sê, hierdie is so iets daar. Om ook te kan sê, Here, ek het hierdie dinge gevra, maar help my om dit sigbaar te maak. Help my sodat ek dit wat ek van U gevra kan laat gebeur. Ek dink as ons dit doen, dan sal dit eintlik wonderlik wees. Iemand se gees te verander. Die benadering om die onmoontlike te verwag in die voorhand liggende. As ek so ietsie met jou mag deel, 'n mens weet nie soms hoekom jy sekere dinge doen. Nou, as jy so 'n bietjie agtergrond het, ons het 2 kinders met kanker verloor, en op die oomblik speel ek so self bietjie met kanker en die dinge. Maar ek onthou toe, ons het hom net na sy matriekjaar verloor. En ons reëling was altyd, as hulle na 'n partytjie toe gaan, ek kom haal hulle. Nie dat ek bang is vir die ander dinge nie, maar ek het vir hulle gesê, ek kom haal hulle, maar as ek die Sondag preek, nou nie tot 3 uur rondom, ons maak dit so half 1, dan is dit dan nog billik. En hulle het 'n partytjie gehad daar by Mallaan. Ek weet nie of u nog die kinders kan onthou van Nelspruit, die 7 kinders die motorongeluk, met die lande, sportmanne en vroue, sommer net weg. En 10 daai aand, toe bel hy my en hy sê vir my, pa, my lift met Charles,
dis hulle wat oorlede is reg, maar hoef nie te kom nie, ek sê vir hom, jy weet wat is ons rede. Pa kom jou bal, en hy sê vir my, dis reg. En ek het toe gery tot van Helsbruik, maar ek wil een land tolrek, en hulle het toe nou gekom, maar so op 'n stadium toe hulle nou aflaai en die ou trek weg, ek sê vir hom, jongens, het 'n lekker partytjie. Hy sê, hoekom? Ek sê, magtig, daai was al lastig terug. Maar, en hy kom aangestap met 'n vriendinnetjie, nou weet julle hoe is ons mense, nou sy plan, en hulle kwaad en sê, maar kan daai man nie, en pa nie hulle items uitskryf. Hoekom moet ek? Min weet hulle, ek vat vir 'n ma 50% vir hom koos terug, want sy sê van die tweede. Ons het toe nou by die huis gekom, en al die dinge, en ons is die volgende oggend kerk toe, en toe ons so in die kerk besig is met die lofprysing, voel ek net iemand druk my so op die skouer. Nou weet ek nie of ek bietjie ongeklap met my dog, ek kan nie die bord sien nie, dan staan hy bietjie die kant toe, kom nou met, toes dit Toby, en hy sê, pa, kom, Charlotte de Ames toe. Hoekom ek hom gaan haal het, en hy was die siekte, hy sê, jy wat 5 jaar toe, en hy word uitgeleid, maar die ander 7 kinders word nie gespaar. So, soms doen 'n mens dinge, maar ek wil ook sê dat die troos lê by daar, God sien nie net hier, soos hy woord nie net 'n lamp vir my voet nie, maar ook 'n lig vir my pad. Hy sien verder as wat ek sien. En dit troos my, dit maak dat die Here beheer oor 'n mens se lewe, dat 'n mens graag jou lewe ook aan hom toevertrou. Hoe inspireer die Gees ons? Hoe skryf die Gees ons nuwe lewe? Ek dink dit is nogal iets waarmee baie van ons stoei. Waar en wanneer is die Gees met ons besig? So, wanneer kan ek agterkom of dit die Gees van God is? Of dit 'n ander Gees is? Broer en suster, die jong mense, ek moet vanaand vir julle sê, in die Bybel, die woorde van die profete en die apostels, hierdie is eintlik 'n stukkie algemene kennis. Hoe werk die Gees met ons? Deur die woord. Die woorde moet soos refrein in ons koppe maak. As God met Jesaja besig is, dan sê hy vir hom, kom nou laat ons die saak uitmaak. Al as jy lewe vol sonde soos verlaat, kom ons maak dit so vol. Kom mens, jy moet praat met my volk, dit is die woord aan Jesaja. En dan kom ons met Jeremia, en dan gaan hy daaroor, moenie jouself onderskat nie, maar wie ek jou stuur nie, jy moet gaan. Jeremia, die Gees inspireer, blaas lewe deur die Heilige Skrif, sodat ons deur die woord die waarheid kan. Ek weet, deesdae is daar baie maniere hoe 'n mens kan sê, God is met hom besig en al die dinge, maar ek wil vir julle sê, waar inspireer die Gees ons in die woord? Dit is die woord wat jou in my lewe verander. Die waarheid te kan hoor. As ons lees daar in 2 Timoteus 3 vers 16, dan staan dit oor, die hele skrif is geïnspireer deur God. Die hele skrif is deur God ingeblaas. En hierdie woord gaan oor die waarheid. Hoe gaan ek weet om jou te aanneem? Deur die woord van God. Hoe gaan ek weet om verkeerde dinge aan te spreek? Deur die woord. Ek sê baie maal, liefdes, dat jy hoef my nie te leer kwaad nie. Ek het dit. My natuurlike neiging is die kwaad. As jy vir nou by my kom en jy sê vir my, daai is, kom ons werk hard en ons verdien 'n klomp geld. En iemand anders kom en hy sê, man, kom ons speel die lotto, dis baie vinnig. Wat dink jy van my kies? Die maklike. So, die boosheid is in myself. As ek weet iets met ek kan deel, toe ek ons seun wat met kanker oorlede is, hy het altyd vir my kom sê, pa, wie se skuld is dit dat ek kanker kry? Dat ek het gekry. En dan het ons nou maar so 'n bietjie geworstel hierdie kant toe, en daai kant toe, en dan om te sê, my kind, weet jy, ek dink nie, dit is wat God sit en hy deel hierdie goeders uit. So, dit kom nie van God af. Maar oké, kom ons kry 'n swart skuld. Kom ons sê, dis jou pa se skuld.
dan het jy eintlik baie lig vanaf. Liefdes, daai boosheid in ons, dis hier. En hoe kan dit verander word? Deur die Gees, deur die Woord. Hoe kan ons verkeerdhede regstel? Deur die Woord. Hoe kan ons 'n regte lewenswyse kry? Deur die Woord. Jy sal onthou, as so 'n mooi lied, waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Deur dit te hou aan die Woord. Dis die Woord wat mense verander. Dis die Woord wat jou en my anders wil kyk en doen. Vir baie mense is dit boos. Ek moet vir die regtig sê, in my eie omstandighede, as jy so 'n bietjie gekonfronteer word met die omstandighede, dat 'n mens baie maklik, dit kom die vrae begin vra. Kritiese vrae. Weet julle, as ek dalk 'n ander beeld kan gebruik, as jou motor nie lekker werk nie, wat doen jy? Jy maak jou bossiepies oop, jy haal die handleiding van die motor uit en jy blaai en jy kyk en jy los jy probleem. Weet julle wat vir my die slegste van ons as gelowiges? As my lewe so bietjie in verwarring is, as my lewe so bietjie nie lekker is nie, wat doen ons? Ons bevraagteken die Bybel. Ons kom in opstand teen die Woord. Kan dit wees? In plaas daarvan om die handleiding te vat en daarmee om te gaan en te hoor, Here, wat sê U vir my? 25 Februarie 2014 stap die dokter by my en hy sê vir my, ek het maagkanker, 9 maande. 9 maande. My dogter, Rini, so 2 maande later, sê sy vir my, pa, ek's verwag. En ek besef ek gaan my kind nie sien. Ek besef ek gaan my kind nie sien. En daai aand, terwyl ek worstel en die mense is maar emosioneel, Psalm 34 vers 7, nogal die Engelse vertaal. You're a poor man. You're a poor man. En ek lees dit nie verder. But God listened to a poor man. God listened to a poor man. Waar inspireer die Gees ons in die Woord? Ja, en ek het 'n klein Lisa gedoop, en dit is ook môre die 10de Mei sal dit jarig is. 'n stuk genade. Dis die Woord wat vir Bartimeus laat uitroep, Jesus, seun van Dawid, wees my barmhartig. Die mense maak bestil en sê, die Here is besig, ek kan nie nou doen, ek kan nie nou doen. Maar wat doen hy? Skryf al harde. Wees my barmhartig. Dis die Gees wat sy Gees in 'n boom laat doen. Iets simpel. Hoekom in 'n boom? Omdat hy kort is, maar ek wil Jesus sien, hier's 'n kans, dit gaan nie weer kom nie. En jou Iris, wat sê, Here, U hoef nie na my huis toe te kom nie. U kan maar net 'n woordjie sê, ek weet my dogter sal ook okay wees. Dis die Gees wat die duiwel dit werk. Toe Jesus daar in die woestyn is, en die duiwel sê vir hom, man, as jy hierdie koning, as jy vir hierdie koninkryk buig en al hierdie goed, dan gee ek vir jou alles. En dan sê hy, die woord van my Vader is die enigste woord wat ek moet uitvoer. Nie deur aanstellers, nie deur wysheid van mense nie, nie deur invluisteringe en gevoelens nie, maar deur die woord van God. Waar die Gees met jou en met my. Dis die sigbaarheid en die hoorbaarheid moet deur jou en my geskied. Dit is al hierdie wêreld deur God se wêreld. Dis al. Ons luister na mekaar, ons leer by mekaar. Liefde, ek moet vanaand vir jou ook kom sê, ons is nie die hart van die evangelie nie. Maar ek en jy kan bly ons hart beleid. Ek het nie ekstra oor nie. Ek kan nie sien wat in jou lewe aangaan nie. Maar as jy so vir 'n paar oomblikke 'n bietjie besig is en 'n bietjie praat, dan sal ek in hoor.
dan sal ek hoor hoe jy die dinge doen. Ons is nie die Geer nie, maar jy kan die Geer van die lewe verstaan. Ek sê partymal dat hulle sê mense is deesdae so negatief, hulle ontwikkel net in die donker. Is jy nie iemand bietjie positief kan wees? Is jy nie iemand so bietjie daai oomblik kan wees as almal moet verloor is? My broer en suster en die jong mens, ek en jy is nie die heerlikheid nie, maar ons kan die heerlikheid sigbaar. Ons kan sê, die Here se genade is goed genoeg. Is die doodsheid onder ons, nie juist as gevolg van ons sintuig verwaarlosing nie. Die traagheid om te sien. As iemand swaar kry, wat doen ons? Ons draai hierdie kant. As iemand nie lekker is, of iemand kom nie jou en hy praat met jou, die traagheid om te hoor. Ek sê ons baie maal, weet, Dominees lei ons in 'n aha-siekte, ek weet nie of jy dit al gehoor het. As iemand met jou instap en hy sit voor jou en hy sê, ek het 'n probleem, en sê, aha, ek weet wat die oplossing is. In plaas daarvan om te wys, 2 ore, 1 mond sê mense, die traagheid om te praat. In die week verder gaan ons al bekom, om net te sê, weet julle, ons het sulke mooi naam in ons leesdag, verkeerd is ons nie meer verkeerd. As ek verkeerd doen, ons het nie ek het gesondig nie, ag man, ek het groot seeg. Dis ons praat, ons het sulke troetelname vir al die goeds. Ons traagheid om aan te raak. Weet julle, ek doen huisbesoek op 'n keer, en dit is 'n oomie alleen, en nou kom ek daar, nou sê hy vir my, Dominee, wat wil jy drink? Koeldrank, koffie? Ek sê, nee, ek sal gaan vir 'n koeldrank. Hy kom met 'n skinbord, daar's Coke of Fanta, en ek dink nog 'n creamsuiker. Ek sê, dis was net ek, hoekom 3? Ek sê, nee, doen nie met 'n keuse nie. En ons praat en ons gesels. En op 'n stadium lees ek, en ek sê vir hom, oom, kom ons bid, maar hy sê ook aan my sê. En hy staan op en hy kom sit langs my en hy vat my hand. Dus ek kan eers so die keer die kafvoet sê. Maar weet jy dat ek by die huis kom en ek sê vir my vrou, weet jy, daar is baie mense wat die lewe gaan sonder dat iemand aan hulle raak. Sonder dat iemand aan hulle raak. En ek moet sê, ek het raai om ietsie geleer. Ons hoef nie bang te wees om mekaar te raak. Het is my so oulik deesdae as jy die skole beweer, hoe die jong mense is. Ons het nou pak gekry as jy die meisie nou drukkie gegeet of al gesê in ons tyd, want ek wil gesê, hulle speelgrond was daai kant, ons speelgrond was hierdie kant. Maar het is vir my wonderlik om te sien mense bietjie om mekaar te raak. En is dit nie ook maar 'n krisis? Ek het op die skouer om te sê, stap nie, wat vas. Môre sal dit beter gaan. Traagheid om te proe. Ek sluit af deur te sê, U het die brood gebreek, Jans bereneer. Breek nou die lewensbrood vir my ook, Heer. Wil steeds die waarheid meer aan my ontvou, tot ek ook in U woord my Heer skryf. Liefdes, mag ek en jy vanaand nie besef, God praat op baie maniere. Maar een manier, die swart op wit, is deur sy woord. Dan kom ons gebruik ook daardie woord, sodat ek en jy die mens kan wees wat hy wil ons moet wees. Mag die Here vir ons daarin help. Amen. Liefdes, ek gaan vir julle so 'n oomblik gee van stilte gebed. En nou wonder ek net weer, ons jeuggroep is nog hier so, wil julle nie vir ons daai eerste lied van julle sing, dan sluit ons met dit af, wat julle gesing het toe ons die lofprys gegee het. Is dit reg so? Sal julle dit vir ons doen?